Gekwerar eie Afrika Ondier, episode 96. Die plek is een van Mosambik se bes bewaarde geheime. Iewers in die windings van die Limpopo rivier is daar eilande. Iewers in die boom- en mangrove landskap is daar 'n oopte waar jy met 'n microlight of 'n klein vliegtuig kan land. Daar is eilande wat slegs bereikbaar is per boot. En nou in die droër seisoen loop die wild vrylik heen en weer daar rond. Moenie snaaks dink as daar 'n krokodil langs jou boot vir jou lê en wag as jy na 'n wandeling terugkom by die boot nie. Of 'n luiperd wat sy bok teen jou trappe opgehuis het en op die dek van jou huisie lê en vreet nie. Leeu's wat in die middel van die dag in die skaduwee onder jou plek kom rus. Miskien dink jy stilletjies, dit is my soort wêreld. Hoe kom ek daar en wat gaan dit my per nag uit die sak jaag? Wel, vergeet daarvan. Hierdie paradys en unieke natuurwêreld is nie vir almal beskore nie. Jy sien dit net as jy mense in die regte plekke ken. En dit is presies hoe Sergio hierdie middag en aand vir hom en Lia gereël het. Hy ken mense in die regte plekke, mense wie se name hy nie eens mag hardop noem nie. Dit het hom moeite gekos en heel wat selfoonoproepe en nou sit hy die delta op die landingsstrook neer waar die man al met 'n oop Willys Jeep vir hulle sit en wag. Dit is nie ver na waar die boot in die water lê en ook op hulle wag nie, maar daar het al olifante en leeu's kom draai en die inwonende luiperd hou nie baie van vreemde tweebeenwesens in sy loopgebied nie. Die skipper stuur die boot rivier langs tot waar 5 huisies op stelte hoog bo die water vlak uittroon. Die man wat die boot sekuur op die oewer instuur, beduie dat die water soms net tot onder die dekke van die huise ook opstoot. Hy wag dat Sergio vir Lia uit die boot help en toe draai die koelhouer en hulle sakke teen die effende hoogte uit en maak die boot vas. Hulle huisie is heel op die punt. Een van die wat reg noord kyk. Met ander woorde, vanmiddag sal die son aan hulle linkerkant ondergaan en môreoggend weer, as hulle die genade ontvang, van die regterkant af opkom. Net wat Sergio vir Lia bestel het. Daar is niemand anders op die eiland nie, maar as hulle 'n probleem het en hard genoeg roep, sal hierdie skipperman van iewers af tussen die bome aankom, want hy en sy vrou bly net daar agter. Hy beduie met die arm. Hulle diens en hou die huisies in stand, want die eienaars kom maar selde hiernatoe. Voordat hy loop, haal Sergio vir hom 2 biere uit die koelhouer. En toe stap hy en Lia teen die trappe op om die oulike houthuis, wat hulle tuiste vir die nag gaan wees, van binne te gaan verken. Hulle moet self die tafel, stoele en braaier uitskuif buite toe, as hulle op die stoep wil braai, het die man gesê. Anders bly daardie goed binne in die huis, buite bereik van die bobbejane. Bobbejane is nie goeie biere nie, hulle maak droog. Hulle gaan nie braai nie, sê Sergio, maar hy gaan die tafel en die stoele op die stoep uitdra. Dit is waar hy en Lia mos vanaand hulle piknik gaan uitpak. Die plek is baie eenvoudig ingerig. 'n klein kombuishoekie en 'n badkamer. Dan is daar 'n lekker gemaklike dubbelbed en 2 rottangstoele vir binne. Die stel wat hulle buite gebruik op die stoep is sommer net 'n goedkoop plastiekstel. Maar die uitsig wat op hulle wag kan met nie eens $1 miljoen gekoop word nie. Na vanoggend se meesterlike ontbyt is nie een van hulle al honger nie. Hulle gaan sit met verkykers op die stoep en verken die omgewing. In die vlakwater eenkant staan waterbokke. Daar is bosbokke en nyalas nie ver van hulle af nie. En iewers op die horison sien Sergio vir hulle klein troppie olifante ook raak. Daar is selfs krokodille aan die oorkantste oewer. Maar toe trek die bure in. Bobbejane op die huisie stoep langsaan. Daai soort bure, waarteen die oppasser van die eiland en skipper van die houtbootjie, waarmee hulle gekom het, hulle mos gewaarsku het. Miskien is hulle gewoond om iets by die gaste los te bedel,
Maar toe hulle sien dat dit gaan 'n droë en vervelige middag hier langs Lia en Sergio raak, klim hulle lui teen die trappe langsaan af. Hulle gaan grou in die moddergrond daaronder en kort daarna volg hulle die roete van die rivier. Hulle hou so af en toe gooi hulle oog in Lia en Sergio se rigting, net om te sien of daar nie dalk iets oor die balkon gaan val nie. Maar net voordat hulle buite sig verdwyn, bars daar skielik 'n kabaal tussen hulle los. Die soort hysterie wat net deur 'n roofdier of 'n slang veroorsaak kan word. Lia en Sergio kyk deur die verkykers en besluit uiteindelik daar is net een manier om uit te vind wat dit is wat die vrede hier langs die water versteur het. En dit is dat hulle moet voetslaan en gaan kyk. Het jy jou revolver by jou? Vra Lia terwyl hulle teen die trappe afstap. Op sy pos, Sergio tik onder sy linkerarm. Hoe nader hulle aan die plek waar die gedoente gebeur het kom, hoe meer op sy hoede raak Sergio. Hy stoot Lia half agter hom in, en dan steek hy vas. Luislang, kyk daar. Hy wys vorentoe. Die reptiel sluk nog aan die arme bobbejaan wat sy aandete geword het, die primaat wat in sy windings versmoor is. Gruwsaam, dog interessant genoeg vir hulle om 'n ruk na te sit en kyk. Nie te naby nie. Luislange is senuweeagtige diere en wanneer hulle bedreig voel, spoeg hulle uit. Later, terug op die stoep van hulle blyplek, stap Sergio in om vir hom en Lia elkeen 'n bier in die koelboks te gaan soek. Wanneer hy nie dadelik uitkom nie, gaan soek Lia na hom. Hy lê op die bed. En nou, vra sy, ek toets net of ons darm vanaand hier sal kan slaap. Hy tik op die bed langs hom en die nodige sal kan doen. Lia bekyk die beddegoed. Alles lyk darm skoon en netjies, en toe sy weer wil uitstap, trek Sergio haar op hom af. Dankie dat jy bereid is om al hierdie dinge saam met my te doen. Hy soen haar op die voorkop en toe voeg hy by, vergeet ek nou weer dat dit eintlik jou voorstel was. Wel, wat jy hier gereël het, my liefste Afrika ondier, oortref alle verwagtinge. Sy begin om sy klere los te knoop. Ek het eintlik net die drinkgoed kom haal, keer hy. Wel, nou kan dit maar wag. Verseker kan dit wag, besluit Sergio ook en trek sy hemp uit en sit die vuurwapen op die bedkassie neer. Daarna gee hy homself oor aan die mooi mensie wat op hom afsak en hom ritmies oor die beste deel van die oomblik stuur. Daar is 'n oop stort in die een hoek, water in 'n sak, bo op die dak wat deur die son warm gemaak word. Hulle stort vinnig en na die tyd dra hulle kos en drinkgoed op die stoep uit. Die son wat binnekort ondergaan en toe dit laag oor die rivier en bome hang, staan Sergio op en stap by die huisie in. Hy kom uit met 'n tweede boksie, iets wat hy saam met die oorbelle gekoop het. En toe gaan hy op sy een knie voor Lia af. Haar oë is wyd. Duidelik vermoed sy wat hy van plan is om te doen, maar verseker het sy dit nie verwag nie. Nie vanaand nie en nie nou nie. Sergio se mond is kurkdroog. Hy gryp eers weer na sy bier. Hy neem 'n diep teug uit die bottel en toe vra hy, Lia, ek het jou oneindig lief. Sal jy asseblief met my trou, so gou as moontlik? Ek wil nie meer aan jou dink as my meisie of verloofde nie. In my kop is jy lankal my vrou. Die paar sekondes wat haar mond oop en toegegaan het, sonder dat daar 'n woord uitkom, was senuweetergend om die minste te sê. Vir 'n oomblik het Sergio gedink sy gaan nee sê. En toe antwoord sy, ja. Dit was die mees onvergeetlikste verjaarsdag ooit, dink Lia, terwyl hulle die volgende dag terugvlieg na Hurters Retreat toe. En Sergio wat haar gevra het om met hom te trou, nie wanneer nie, voor die einde van die jaar al. Die man raak haastig, en sy het ja gesê. Daar was net een voorwaarde,
Maar daarmee het Sergio gelukkig 100% saamgestem. Hulle praat nie oor hulle trouplanne voor die naweek nie verby is nie. Hierdie Saterdag is dit Haya en Sylvie se dag en verseker wil hulle nie die middelpunt van enige iets wees, terwyl dit hierdie twee liewe mense se groot dag is nie. Daarom haal Lia eers weer die diamantringetjie af en Sergio sit dit in die boksie terug, net nadat hulle Vrydagoggend daar op Hurters geland het. Haar pa kom van iewers af, miskien wil hy help dra, maar die vrag is nie te swaar nie. Sergio het in elk geval al die kos en drank wat oorgebly het vir die skipper en bewaker van die eiland gelos, nadat hy hulle teruggevat het na die microlight toe. En toe het julle die aand uitgeniet? Hoe lyk dit daar waar julle was? Vra John. Dit was fantasties, roep Lia uit. Toe omhels en soen sy hom kaplaks. En is daar enige nuus? Het jy dit toe gedoen, Sergio? Vra die man. Nee, Sergio, wat is hier aan die gang? Dit is veronderstel om 'n geheim te wees tot na die naweek, keer Lia. Man, ek moes mos ouers vra, keer Sergio. Kan mos nie so iets sonder my aanstaande skoonpa se toestemming doen nie. En John, sy het ja gesê, ons trou voor Kersfees. Wow, veels geluk julle twee. Maria en Manuel kom van die huis af aangehardloop. Sergio en Lia, is dit toe dit? Is daar nuus? Sergio, wat is hier aan die gang? Vra Lia. Ek moes vir hulle ook gesê het, want Tannie Maria het spesiale moeite gedoen met ons kos en Jesu en Anna is deel van die pakket, beduie hy toe die jonger mense ook van die huis af aankom. Maar dit moes 'n geheim gebly het, tot na Sylvie en Haya se troue môre. Julle kan ons Sondag geluk wens, dan sal ek eers weer my ring aansit. OK, wel gelukkig weet ons daarom al hoe die ring lyk. Hoe so? Vra Lia en probeer kwaai lyk. Wel, Sergio het gewonder of jy van die ring sal hou, blaker Jesu dit uit. Wel, dit is die heel mooiste diamantring wat ek nog gesien het, antwoord Lia, en sy bedoel dit. Eenvoudig, net een diamant in 'n goue pand, en toe voeg sy by. Maar kom ons hou dit asseblief 'n geheim tussen ons klompie tot Maandag. Behalwe, Sergio lyk soos 'n stout seentjie. My pa en ma wag ook vir die nuus. Kan ons hulle gou video call? En hulle het haar nogal gister gebel oor haar verjaarsdag, kom dit by Lia op. Nou moet sy hoor hoe swaar dit vir hulle was om nie te opgewonde te klink terwyl hulle gepraat het nie. Toe hulle sakke neersit, lui Sergio se selfoon. Lia hou hom dop toe hy antwoord. Dit is Sylvie. Hy moet nou net nie voor haar ook sy mond verby praat nie. Maar Lia is verniet bekommerd dat Sergio iets vir haar gaan sê. Sy kom met 'n ander probleem by hom aan. Sylvie se broer, Arend en Haya het die vorige dag 'n tent gepak en hulle is uit veld toe. Hulle wou gaan bande bou, op die mans manier, mekaar beter leer ken. Maar nou is daar 'n probleem. Sy het 9 uur gisterand nog met hulle gesels en van toe af het sy nooit weer van hulle gehoor nie. Hulle antwoord glad nie, hulle selfone nie. Wel, waar het hulle gaan kamp? Wil Sergio weet. Hy moet mos uitvind waar om te begin soek. John het voorgestel dat hulle sommer daar op Hurters retreat moet gaan kamp. Toe het hulle gaan tent opslaan langs dieselfde stroom waar Ralph se bouwerk mos tot stilstand gekom het. Verduidelik Sylvie. Makua is terug by sy eie huis. Hy het gesien hoe die 2 leeu's wat deel was van sy eie koalisie deur mense gevang en weggeneem is. Dit was die teken. Hy het die bokkie en haar kleintjie teruggeneem na die stuitjie waar hy haar geleen het. Hy en sy kleintjies is nou klaar met haar. Sy kleingoed eet mos nou saam met hom rou vleis. Vir hulle het hy in 'n draadsak gelaai en oor sy een skouer gehak. Hy het hulle ma se vel oor sy ander skouer gesit en begin aanstap. Teen skemer gisteraand het hy die snaakste geluide gehoor, daar naby sy ou huis. Een van die manne
wat daar gestaan het gestaan en geskop. Dit was mense. Die een wat die rukkerige bewegings gemaak het en dan sulke geluide geskree het, en die ander een met die lang reguit swart hare het met gekruiste bene daar gesit. Sy oë was toe en sy gesig was na die ondergaande son gedraai. Makwakwa het sy hondjies in sy huis gaan bære. Laatnag het hy weer teruggesluip na waar die twee manne nou in vreemde tale met mekaar gesit en praat het, boonop vreemde aksente. Hy moes eenvoudig besef dat hierdie mense nie oorspronklik van hierdie wêreld is nie. En toe het hulle soos een man opgestaan en na die rivier gestap. Hulle het gewas en teruggekom. Daarna het hulle by die tent ingestap, in slaapsakke geklim en omgeval om te slaap. Op die vuur was daar oorblyfsels van een of ander dier wat hulle gaar gemaak het. Vleis, 'n lekker meevallertjie vir Makwakwa. Hy het ook op 'n klip gaan sit en lekker begin eet. En toe het hy gedoen wat hy gevoel het reg is. Hy het die twee hyenas wat van iewers af aangekom het om saam te probeer aas, mooi vertel dat hy nou die oppasser van hierdie twee wesens van elders af is. Hulle kan daar iewers gaan sit en saam kuier, maar as hulle neuse by daai tent gaan insteek, gaan hulle met hom, wat Makwakwa is, te doen kry. Hy het die vuur toe maar bly stook met stompe, wat daardie twee manne nader gebring het, want hulle het gaan slaap, en die vuur net so gelos, as dit uitbrand, gaan die hyenas hulle kom pla. Die son het al oor die horison begin loer, toe een van die twee met korter hare uitstap, om ook stompe op die vuur te kom gooi, en 'n ketel aan die gang te kry, om daai warm goed wat mense drink te maak. Makwakwa het 'n hand gelig om te groet. Nou dat die mense wakker is sy werk hier afgehandel. Hy kan maar weer loop en dankie vir daai vleis sê, maar hy vat nou hierdie stukkie vir sy kinders saam. So hy gaan, bye. Die ketel val dwar in die sand. Die man skrik seker vir sy mondering. Hy het mos weer sy leeuvel met die kop aan. Hy hoor hoe die man fluister. Arend, dit moet jy sien, want niemand sal my glo as ek dit oorvertel nie. Die zombie-leeuw in persoon is hier by ons. Toe die ander een uit die tent gekom en gesê, amazing! Waarskynlik ook 'n toordokter of medisyneman van soorte van hier? Toe het hy hardop uitgeroep, wees nie bevrees nie, ons kom in vrede. Maar Makwakwa praat nie eintlik daai taal nie. Hy verstaan so hier en daar, en hy kry so idee wat hulle sê, as hulle gebare daarby maak. En hy antwoord in die bietjie Portugees, wat hy ook nie regtig praat nie. Dit is oukei, dan gaan ek weer. As julle nog 'n aand hier wil bly, kyk uit vir die visie, die hyenas. Hulle byt gesigte van lywe af, as jy nie dadelik wys wie is baas nie. So julle moet vir hulle wys, julle is die baas van die visie. En toe wil hy loop. Wag, zombieman, ons wil sien waar jy heen gaan. Daar is mense wat met jou sal wil praat en meer van jou wil weet, het die korthaarman uitgeroep. Jy weet van Dr. Sergio, hy sal graag met jou wil kom kennis maak. En ek wil ook meer van jou weet, jou kultuur, jou lewe. Wie is jy en wat is jy? Hoe het jy geword wie jy is? Wel, sulke woorde of so iets het hulle gesê. Maar wat dit ook al is, hierdie is Makwakwa se geheim. Die dat hy net sy staf gelig het en begin wegstap het. En wat doen daardie twee manne? Hulle volg hom. En hy sorg dat hy net voor hulle bly. Hulle wil mos nie weggevoer word na die snaakse plekke waar hulle vandaan kom nie. Hy is van hier, hy wil nie saam met hulle gaan nie. En hy ken en verstaan van hier. Hy sal hulle so laat verdwaal, dat hulle nooit ooit weer hulle pad sal terugvind hiernatoe nie. Word vervolg.